Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om julle weer na nog 'n week te sien. En ek glo elkeen het 'n wonderlike week gehad en regtig in hierdie week ten spyte van alles om julle werklik waar ook Jesus se goedheid beleef. Goed, kom ons bid saam vir hierdie diens vanoggend. Hemelvader, baie dankie vir u goedheid in ons lewens. Dankie Here dat ons vanmôre weer kan stil word om u woord. En ek wil bid Here dat u woord ons harte sal kom penetreer vanmôre. Ek wil bid Here dat u woord ons lewens sal kom verander, sodat u naam verheerlik word in Jesus naam. Amen. Ek wil vanoggend met julle deel oor draai terug na my. En ek dink die tyd waarin ons leef word ons vasgevang met soveel goed. Dit is media aan die een kant, dis COVID, dis onluste. Daar is soveel dinge wat ons aandag verg. En dit voel vir my so half of die vyand wil kom en ons fokus van die Vader af weghou. En ja, ons bid vir behoeftes en ons bid vir die situasie in ons land en ons bid vir siek mense. Maar tog is daar iets in my hart wat vir my voel dat die vyand ons so wil gefokus hou op omstandighede, dat ons nie by die plek uitkom en regtig kyk, waar staan ek in my geestelike lewe met die Here? Waar staan ons as gemeentes met die Here? Ons almal verkondig die evangelie, maar hoe verkondig ons die evangelie? En ek het hier 'n paar punte neergeskryf om regtig vir u vanoggend te vra. Die dag toe jy tot bekering gekom het, of tot wedergeboorte gekom het jy gekies om 'n pad met die Vader, die Seun en die Heilige Gees te stap. Ons stap nie net met een van hulle pad nie, ons stap saam met al drie van hulle 'n pad. En ons het tog besluit om in die Gees te begin, want jou hele wese, jou hele menswees het verander. Jy het 'n geestelike ontmoeting met die Vader gehad, en met Jesus, en ook met die Heilige Gees. En daarom is daar 'n skrif in Galasiërs 3 vers 3 wat ek so graag vir julle wil lees. Hy sê, is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou in die vlees. Dan kom die Passion vertaling en dan sê hy, your new life began when the Holy Spirit gave you a new birth. Why then would you so foolishly turn from living in the Spirit by trying to finish your works on your own? Dan kom die Amplified en hy sê so mooi, hy sê, are you so foolish and senseless, having begun your new life by faith with the Spirit, are you now being perfected and reaching spiritual maturity by the flesh? That is why your own works and efforts to keep the law. Ek en jy het in die Gees begin, ons het God die Vader ontmoet, ons het Jesus ontmoet, ons het 'n belewenis met die Heilige Gees ervaar, en dan kom daar 'n tyd in jou lewe wat jy alles in die vlees net doen. En ek voel baie keer dat dit so baie sigbaar is in mense se lewens. En ons is nie vandag hier om iemand te oordeel nie, ek is vandag hier om vir jou te sê, kom ons kom weer op die plek waar ons sê, Christus is alles in my lewe. Waarna toe moet ons terugdraai? As ek na die wêreld om ons kyk, is daar glad nie meer 'n ontsag vir God die Vader nie. Glad nie meer ontsag vir dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Nog minder plek vir die Heilige Gees. En dit maak my bang, want ek sien dat daar ook nie ontsag vir ouers meer is nie. Onderwysers sukkel in die skool omdat kinders nie meer respek vir hulle ouers, vir hulle as onderwysers het nie. En ek sien baie keer hoe kinders teenoor ouers optree. En dan wil ek vir myself die vraag afvra, waar het alles begin? En ek dink ons kan dit terugtrek na die feit toe, dat mense nie meer 'n ontsag vir God het nie. Want as jy 'n ontsag vir God het, gaan jy terugkeer na sy woord. Handelinge 9 vers 31 sê, en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Nou wat gebeur wanneer ek en jy in vrees en ontsag voor God stap? Die woord van die Here sê vir ons, hy sê, ek sal vir jou 'n lang lewe gee. Die woord sê vir ons, die vrees van die Here vermeerder die dae, maar die jare van die goddelose word verkort. Wow, soos ek en u 'n pad met die Here stap en ons het ontsag vir wie God is, dan sê die Vader, kom ek vermeerder jou lewensdae.
Die God die Vader kom en hy maak sy verborgenhede aan my en jou bekend. Dit is of hy vir jou wil sê, ek sal my geheimenisse met jou deel. Kom ons kyk wat sê Psalm 25 vers 14 sê. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om dit aan hulle bekend te maak. Wil u nie ook daardie geheimenisse van die Vader kry nie, daardie verborgenhede, dit wat hy weggeberg het, net vir hulle wat hom vrees? Wat gebeur nog wanneer ek en u in vrees en ontzag voor God stap? Die Here beskerm ons. Wat kom doen die vrees van die Here nog vir ons? Psalm 34 vers 7 sê, die engel van die Here trek 'n laar rondom hom, die wat hom vrees en hy red hulle uit. Dan kom Psalm 19 vers 23 met nog 'n kragtige skrif. Hy sê, die vrees van die Here is tot die lewe en versadig bring 'n mens die nag deur, sonder om deur onheil besoek te word. Is hierdie nie 'n kosbare, dit is so permanente beskerming wat die Vader vir jou sê. Hy sê, kyk, wanneer jy my vrees, wanneer jy vrees en ontzag het vir my, dan sal ek jou beskerm. Dan kom die woord verder en hy sê, die vrees van die Here is soos 'n fontein wat lewe. In Spreuke 14 vers 27 sê, die vrees van die Here is 'n fontein van lewe, om van die strikke van die dood af te wyk. Wanneer ek en u in die vrees en die ontzag van God wandel, dan kom die Vader, dan sê hy, daardie wippe wat die vyand vir jou stel, daardie plekke waar jy wil, op 'n plek wil bring, waar jy dalk die verkeerde besluit kan neem, dan kom my Heilige Gees, dan is my Heilige Gees daar om jou te beskerm teen daardie wippe. Wat gebeur nog? Die Vader kom en hy omferm ons oor hom. Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Wow! Die Vader kom en dan sê hy ontferm. Wat is daai ontferm? Ek sien dit in 'n prentjie soos iemand wat sy arm so om jou kom sit en vir jou sê, weet jy wat, dit wat jy nou swaar kry, ek kom en ek kom maak jou toe in dit. Ek kom met my hart, ek kom haal 'n stuk van my hart uit en ek sit dit in jou hart. Of ek vat jou hart wat beswaard is en waardeur jy deur 'n moeilike ding gaan en ek kom maak jou toe. Wat gebeur nog? Wanneer ek in vrees en ontzag van God stap, dan stap ons in heiligmaking. Ons kies om nie meer die verkeerde van die wêreld te doen nie. Ons kies om te sê, ek kom maak los van dit wat in die wêreld is. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, so moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Dan kom vers 16 en dan sê hy, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Is dit nie fantasties nie? Dit is 'n voorreg om te kan sê, ek kan my lewe inrig, sodat my lewe heilig is voor die Vader. Die Amplified kom en hy sê die volgende, hy sê, 1 Petrus 1 vers 15 en 16, dan sê hy, but like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your conduct. Be set apart from the world by your godly character and mortal courage, because it is written, you shall be holy, set apart, for I am holy. Dit is of die Vader vir jou sê, wanneer jy in heiligmaking kom stap, wanneer jy kies om in heiligmaking te kom stap in die vrees van my, dan is dit of die Vader vir jou wil sê, ek wil jou een kan kom sit, sodat jy nie deel kan wees van dit wat in hierdie wêreld lelik en vuil is nie. Wat moet nog terugkom in ons lewens en in ons gemeentes? Daar moet weer sondebelydenis wees, repentance. Dit is of mense net vandag aangaan met hulle lewe. Hulle sê hulle is kinders van die Here, maar hulle lyk net presies soos die wêreld. Hulle drink net soos die wêreld. Hulle doen nog steeds oneerlik besigheid. Hulle karakter is nie die karakter van God nie. Ek het 'n probleem daarmee, want wanneer ek en u 'n pad met die Here stap en ons sê ons gaan ons sonde bely, dan moet ons bekeer van die verkeerde weer. En daarom kom C. Chapman en hy sê, no repentance is true repentance which does not recognize Jesus as Lord over every area of my life. En is dit nie so nie? Baie mense sê, ja, ek
bely, ek kom en ek sê vir die Here jammer, maar daar sekere dele wat hulle nog nie totaal en al toegewy het aan die Vader nie. En dan wil die Vader vir jou sê, elke area van jou lewe wil ek hê dat jy in vergifnis moet stap en in belydenis voor my moet stap. Kom ons kyk wat sê die woord. 1 Johannes 1 vers 9 en 10 sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dan kom vers 10 en hy sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. En daarom wil ek vir so baie mense sê baie keer vir my, Marinda, ek het nie meer nodig om sonde te bely nie, want ek het dit klaar op die dag van bekering, het ek, of wedergeboorte, het ek my sonde bely. En dan wil ek vir jou vra, sondig jy nie meer nie? Kry jy nooit 'n verkeerde gedagte nie? Ry jy nie oor die spoed nie? Raak jy nie partykeer kwaad vir iemand se optrede nie? Dis sonde. Jy het nodig om dit te bely, want weet jy wat die woord sê, julle sonde te skeidsmuur tussen my en julle geword. En daarom wil ek baie keer sê mense, vir my, Marinda, ek bid maar dit is of God my nie antwoord nie. Dan wil ek vir jou sê, gaan hou bietjie introspeksie, gaan kyk of daar iewers 'n verkeerde gesindheid by jou is. Dalk is jy negatief, dalk is jou optrede nie reg nie, maar gaan gaan hou introspeksie en vra vir die Vader, wat moet jy verander? Vra vir die Vader of daar iets is wat jy dalk nog nie bely het nie, onbelyde sondes. Hoe lyk iemand wat 'n pad stap van belydenis? Hierdie persoon vra nie net vergifnis nie, hierdie persoon kies om 'n totale nuwe lewenswandel aan te pak. Hierdie persoon erken dat hy skuld het en there's no blame shifting. Dis so baie keer dat mense sê, ja, ek sal bely, maar dit is eintlik daai ou se skuld. Nee, as ons bely, maak nie saak wie se skuld dit is nie. Die lewe gaan nie oor iemand anders nie, die lewe gaan oor jou wandel met God. Jy gaan nie voor God die Vader eendag kan staan, ja, maar dis Piet of Koos het dit vir my gedoen, dit is hoekom ek my lewe so was nie. Nee, ek kan nie moet op 'n plek kom en te sê, in my life, there's no place for blame shifting. Ons sal verantwoordelikheid vat as daar goed in ons lewe is, wat ons nie op die plek is wat God wil hê ons moet wees nie. Hierdie persone kom ook en hulle vat accountability vir hulle optrede. So baie mense wil goed sê en goed doen, maar hulle het nie daai verantwoordelikheidsin om te weet, of om daai verantwoordelikheid te vat en te sê, ja, hier het ek verkeerd gedoen nie, ek gaan verander. 'n Persoon wat regtig 'n pad in belydenis stap, is 'n persoon wat 'n leerbare gees het. En soveel mense het vandag nie meer 'n leerbare gees nie. Ek noem hulle die meneer en die mevrou van alles weet. Want jy kan vir hulle niks sê nie. En weet jy, kennis is so goed, ek eer die Here vir kennis, maar kennis moet ons nie op 'n plek bring dat ons hooghartig raak nie. Kennis moet ons nie op 'n plek bring waar ons dink ons is meerderwaardig oor ander mense nie. Die Vader wil hê, ten spyte van al die kennis en goed wat ek en jy het, moet ons nog steeds 'n leerbare gees hê en erken dat ons ook soms foute kan maak. Billy Graham het iets moois gesê, hy sê, repent means to renounce sin, and by God's grace to fill my mind with things that honor Him. En ek dink dit is wat ons werklik moet doen, wanneer ons na 'n plek kom in ons lewens waar ons bely, en dan regtig vir die Vader sê, Vader, kom vul hierdie deel van my lewe met goed wat tot U eer is. Waarna moet ons nog kyk? Ek kan nie met weer op 'n plek kom in die liggaam van Christus dat ons 'n honger en 'n dors het na wie God is. Waarmee vul ons lewens vandag? Vul ons lewe met die media? Vul ons lewe met sport? Vul ons lewe met stokperdjies? Al hierdie goed is reg, maar ons moet 'n balans hou, want dit is nie die goed wat jou deur 'n storm gaan trek nie. Wanneer ek en U 'n honger en 'n dors het na God, dan kom die Here en hy vul ons met sy woord. Hy vul ons met sy teenwoordigheid. Hy vul ons met 'n stuk van homself. Kom ons kyk wat sê die woord. Matteus 5 vers 6 sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Dan kom Psalm 42 vers 2 en 3 sê die volgende, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Vers 3 sê, my siel dors na God, na 'n lewendige God. Wanneer sal ek ingaan en voor sy aangesig verskyn? En die Vader wil vanmôre vir jou vra, my kind,
het jy 'n diepe dors na my. Wanneer ek my kop op my kussing sit in die aand, dan verlang ek, dan sê ek, Vader, kan ek nie net 'n encounter met U nie? Kan ek U net in my drome vanaand U beleef nie? Weet jy wat? Die Vader wil hê daar moet 'n konstante honger en dors na hom wees. Ek het al baie keer gedink, ons eet 3 keer op 'n dag en party van ons eet sommer die hele dag. En ek het al baie keer gedink, as ons net soos wat ons fisies honger is, 'n honger en 'n dors na God se woord kan hê vir gebed en vir aanbidding, sal hierdie hele lewe verander. Wat moet nog verander in ons lewens? Ons moet weer 'n gebedsaltaar in ons huis terugbring. Ek weet, as mense in 'n huis instap en sê nou jy wil 'n huis gaan koop, dan kyk jy, o ja, hier is 'n studeerkamer, dit hang af van jou behoefte. En o ja, hier is 'n TV-kamer want ons het dit vir die kinders nodig. Hier is 'n speelkamer vir die kinders. En ja, hier kan ek naaldwerk doen of hier kan ek my kwas optel en verf. En dan is die manne so lief om hulle eie man cave te hê. Dan vra ek vir myself die vraag af. Is dit die tyd dat ek en jy 'n plek in ons huise moet hê wat ons sê, ons het 'n gebedsaltaar, ons het 'n plekjie in ons huis wat ons sê, that is my secret place, that's my war room, dis die plek waar ek alles van kan toemaak en die deur toemaak en nie gesteer word nie, en net daar by die Vader sit. En om daai verhouding met hom te herstel en reg te maak. Wat is 'n altaar, 'n plek, of daai alleen plek met die Vader? Dis daai plek waar ek en jy alleen met God tyd spandeer. Dis daai plek waar ek en jy hom kan aanbid, sommer op ons gesigte op die vloer of op die mat lê en vir die Vader net aanbid vir wie hy is. Kom ons kyk Jakob in Genesis 28. Van vers 13 tot vers 22 sê, en kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waarop jy lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. Vers 16 sê, daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en het ek dit nie geweet nie. Dan kom vers 17 en hy sê, en hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek, dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Hoekom sê hy dit? Want hy het gesien hoe die engele op en af op die leer gegaan, hy het 'n encounter met die Here daar gehad. Daarom kom vers 18, en hy sê, toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat onder sy hoof gesit het, en rig dit as 'n gedenksteen op, en hy het olie daarop uitgegiet, en hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad tevore was Luz. Vers 22 sê, en hierdie klip was 'n gedenksteen opgerig, wat hy as 'n gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees van alles wat u gegee het, en ek sal aan u sekerlik die tiendes afstaan. Wat wil ek vanmôre vir u sê? Gaan kry daardie plekkie waar jy voor die Vader kan staan en jou sonde bely. Daardie plek waar jy weet, ek kan my opnuut kom toewy aan die Here, ek kan my opnuut verbind aan die Here. Wat vir my so mooi is, Psalm 62 vers 6 sê, wees maar net stil, my God, my siel, wat van u is my verwagting. Ek wil dit weer lees. Psalm 62 vers 6, wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Van wie het jy 'n verwagting? Ons moet weer na die plek toe terugdraai, dat ons volkome verwagting net in die Here is. Want die Vader wil hê, ek en jy moet een kan volkom, want hy wil goed met my en jou deel, maar as ons besig is, dan kan hy dit nie met ons deel nie. Wat is die 5de ding wat ons moet doen in ons lewens, waarna toe ons moet terugkom? Ons moet weer met 'n gebrokenheid en 'n nederige hart na die Vader toe kom. En ek wil vir u sê, baie keer kyk ons na onsself en ons dink, ons het, soos die Engels sê, we have arrived. Ek wil eintlik vir u sê, nee, die dag as jy by Jesus kom, dan gaan jy met jou gesig voor God die Vader val en sê, dankie, ek is uiteindelik hier. Kom ons kyk. Jakobus 4 vers 10 sê, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog.
1 Petrus 5 vers 6 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Dan kom die Amplified en hy sê, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, set aside self-righteous pride, so he may exalt you to a place of honor and his service at an appropriate time. Hoor wat sê die Passion vertaling, hy sê daar die boonste gedeelte sê, humility and faith. If you bow low in God's awesome presence, he will eventually exalt you as you leave it in his in the timing in his hands. Baie keer sê ons nee, ons stap 'n pad van nederigheid, dan wil ons onsself tog so voorbring. Ons wil onsself tog op 'n plek bring dat mense ons net moet sien. Weet jy, dit is so gevaarlik, want as ek en jy uit 'n seisoen uit beweeg wat nie God se seisoen vir ons lewe is nie, dan kry ons soveel skade. Want weet jy, God berei jou voor. Dink byvoorbeeld aan 'n klein babietjie. Moet 9 maande moet jy swanger wees tot daardie perfekte dag wanneer God besluit het, dit is nou hierdie dag vir daardie baba om gebore te word. Sou daardie baba dalk 'n paar maande te vroeg gebore word, is daar altyd komplikasies. En dan kom ek en jy in ons lewens en ons verwag die Here moet vir ons goed doen, en dan wil die Vader vir jou sê, you must still stay pregnant, but there will be a time of birthing. En ek wil vanmôre vir iemand sê wat dalk al baie jare wag, wat dalk al moedeloos is vir goed. Die Vader wil vir jou sê, there will come a time for birthing. Wat ek en jy net moet leer is om onsself te onderwerp aan die Vader, met nederigheid na die Vader te kom en sê, Vader, dit maak nie saak hoe lank dit vat nie, leer my in die proses, sodat ek in 'n nederige gesindheid voor U kan kom stap. Wat was my tema vanoggend? Dis draai terug na my. En ek wil vir julle sê, in hierdie lewe waarin ons lewe, het ons dalk baie keer so weggedraai van die Vader af. En ek glo met my hele lewe, ons is op 'n plek waar ons nie net as 'n volk en 'n nasie in Suid-Afrika moet terugdraai na die Here toe nie, maar dat elke persoon en elke gemeente weer fokus moet kry om terug te draai na die Here toe. Wat is die 6de plek waarin ek en u moet terugdraai na hom toe? Ons moet terugdraai na 'n gekruisigde lewe toe. Ek het hier geskryf, what does it mean to live a crucified life? Living a crucified life means that we obey God, humble ourselves and die to ourselves. En dit is werklik so, wanneer ek en jy 'n gekruisigde lewe moet lewe, dan is dit werklik die to ourselves. En ek dink dit is een van die moeilikste dinge, want ons wil tog so graag ons eie ding doen. Ons wil tog so graag goed hê, net soos wat ons dit wil hê. Galasiërs 6 vers 14 sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. So wanneer ek en jy sê ons lewe gekruisigde lewe, dan is ons nie meer lus vir die goed van die wêreld nie. Dit is of as jy by goed betrokke is en goed is vuil, dan voel jy besoedel. Jy wil nie meer daarvan deel wees nie. Alhoewel ons nog in hierdie wêreld is, daar moet ek en jy vir mense kan wys, ons leef 'n gekruisigde lewe. Galasiërs 2 vers 20 sê so mooi, hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. En dan kom die Passion Translation, en hy sê vir my so mooi, hy sê, my old identity has been crucified with Christ, and no longer lives. And now the essence of my new life is no longer mine, for the Anointed One lives His life through me. We live in union as one. My new life is empowered by the faith of the Son of God,
who loves me so much that he gave himself for me, dispensing his life into mine. Is dit nie kragtig nie? Ek wil hê jy moet eintlik daardie skrif vat en hom iewers ter op 'n speelkas plak, sodat wanneer jy in die oggend opstaan, dat jy vir dit kyk en dan sê jy, Marinda, jy leef nie meer nie, jy lewe vir Christus. Jy het jou eie lewe, jou eie begeertes kom neerlê, sodat Christus in jou gestalte kan vind. Hoe lyk iemand wat 'n gekruisigde lewe leef? Hulle het hulle eie begeertes kom neerlê. Hulle spandeer meer tyd met God as op enige iets anders. Al wat hulle soek die hart van God. Alles wat hulle fokus is koninkryk. Dis belangrik om elke opdrag wat God vir hulle gee, uit te voer ten spyte van wat. Wanneer hulle na mense kyk hulle deur die oë van Jesus en hulle behandel mense asof dit Jesus is. Alles wat daardie persoon doen, niks is vir daardie persoon te veel gevra wanneer dit by God se koninkryk kom nie. Die 7de punt, die laaste punt wat ek met julle wil deel is, ons moet terugkom by die waarheid van die woord en ons moet in 'n diep geestelike aanbidding staan. En ek wil vanmôre vir u vra, pas jy die woord van God in jou lewe toe, net op die goed wat vir jou belangrik is en wat vir jou gemaklik is? Of kyk jy na die woord en sê, Father, I need your word to wash over me. Die woord moet ons was van ons sonde, die woord moet ons was van ons verkeerde gesindheid. En ek onthou, toe ek my pad met kanker gestap het ek 'n encounter met die Here gehad waar Jesus aan my verskyn het. En Jesus het vir my gesê, kom, jy moet saam met my gaan. En ons het hy het my in die gees saam met hom gevat. En soos wat mense in die nag in 'n vliegtuig sê oor 'n stad ry, of wanneer jy na 'n stad toe kom waar jy land, het ek in die geeste mense afgekyk en ek het hierdie stede gesien soos wat ons in die donker oor stede gevlieg het. Totdat ons by hierdie plek gekom het en in die volgende oomblik is ek in hierdie massiewe groot kerk waar Jesus vir my gesê het, daar is iemand in daardie gemeente, 'n vrou wat al baie lank wag vir 'n woord van my en jy moet vandag hierdie woord vir haar gaan gee. En die volgende oomblik is ek in hierdie massiewe groot kerk en Jesus wys vir my wie hierdie vrou is. En 'n man kom na my toe en hy sit 'n splinternuwe koordlose mikrofoon in my hand. En toe ek so voor die dame gaan staan om vir haar die woord te gee wat Jesus gesê het ek vir haar moet gee, toe sê die leier, oh no, we have to do it a bit later in the service. En ek gee die mikrofoon terug vir hierdie persoon wat die mikrofoon vir my gegee het. En hier aan die einde van die diens kom hierdie persoon weer na my toe en hy gee vir my weer 'n mikrofoon. En toe ek voor hierdie vrou weer gaan staan om vir haar hierdie woord te bring, toe sê die leier, no, look at the time, we're our total overdue with our time. En is dit nie hoe dit vandag nog is nie? En ek onthou my hart is so gebroken, en die trane loop oor my wange, en hier verdaag hierdie kerk, en ek wil agter hierdie vrou aangaan, want ek het nog nie vir haar die woord gegee, wat Jesus vir my gesê het, ek vir haar moet gee nie. En toe ek omdraai, toe sien ek net Jesus, en hy sê, come, we have work to do. En ek is weer saam met Jesus, waar hy my nog na 4 ander plekke toe gevat het. Hoekom deel ek dit vanoggend met u? Want is ons gemeente dalk op 'n plek waar ons eerder die belang van mense en hulle behoeftes en hulle tye na kyk, of kom ons by mekaar om te sê, this is my Father's time. Ons wil vanmôre dit wat ons hier doen, wil ons sê dat God die Vader sy Seun en die Heilige Gees volle inspraak het. Kom ons kyk wat sê Romeine 6:22 en 23. Hy sê, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle brug tot heiligmaking en uiteindelik tot die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is 'n ewige lewe. En ek wil vanmôre vir u sê, kom ons kyk wat sê in die Amplified, hy sê, but since you have been set free from sin and have become willing to be slaves of God, you have your benefit resulting in sanctification, being made holy and set apart for God's purpose, and the outcome of this is eternal life.
For the wages of sin is death, but the free gift of God, that is His remarkable, overwhelming gift of grace to the believers, is eternal life. En ek wil vanmôre vir julle sê dat ons kom op 'n plek in ons lewe reg oor die breë spektrum, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld, dat ons as gemeentes ook met boeke vat en kyk, staan ons op die fondasie en die waarheid van God se woord. Ek en u moet besef dat God van ewigheid was en tot ewigheid gaan wees. Hy is die Alfa en die Omega. Ons dien God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God het man en vrou geskape. Voor die grondlegging van die aarde af het God al geweet, gaan jy 'n seun of 'n dogter wees, want God het jou destiny toe reeds beplan. Ons weet dat Jesus uit die maagd Maria gebore is. Ons weet dat Jesus gesterf het en na 3 dae het hy opgestaan. Ons weet dat Jesus hemel toe gegaan het en sit aan die regterhand van God die Vader. Ons weet dat Jesus terugkom om eendag sy bruid te kom haal. Dis 'n basiese fondasie wat die kerk van God, die bruid van God, nie kan terugtyns nie. En ons moet weer in ons gemeentes op 'n plek kom en ook vir die Vader vra. Wanneer ons by mekaar gaan dit oor die mense. Ja, ons kom om woord te ontvang dat ons kan uitgee, maar die groter prentjie moet wees om te sê, Vader, ek wil kom sodat die woord my kan kom skoon was, sodat ek toegerus kan word. En dan verder, wanneer ek en u in aanbidding voor die Vader kom staan, moet dit nie vandag wees, ja, ons sing die nuwe hits wat daar buite is nie. Ons is nie besig met 'n top 20 kompetisie nie. Nee, wanneer ons in aanbidding is, gaan dit oor God die Vader. Dit gaan oor dat ons 'n plek wil skep, 'n atmosfeer wil skep, waar hy kan opdaag met die Heilige Gees. Ek het hier geskryf, what does it mean to be a true worshipper? He wishes a real and honest relationship with us. That relationship can come only from the heart of the from a person, one spirit. It can only exist if it is a truthful in all aspects with the Creator. We are now able to worship our God in spirit and in truth, because the truth, Jesus, has been revealed to us. En vanmôre wil ek vir jou vra, wat doen jy wanneer dit lof en aanbidding is? Dis vir my wonderlik, wanneer mense opgewonde is in lof en aanbidding. Dis my wonderlik, ek het ook al gedans voor die Here en ek is opgewonde. Maar weet jy, wanneer ek huis toe gaan, dan moet dit wat ek daar beleef het, my lewe verander. Anderster is dit net 'n show. En ek het dit al soveel kere gesien. Mense wil soveel skree en spring en fluit. Maar as hulle huis toe gaan, dan is daar net 'n ou lewe wat voortgaan. Ek wil vir u sê, ons kan nie meer nie. Wanneer ek nie op 'n plek kom en ons sê, ons wil in aanbidding voor die Vader kom, en ek bid dit vir elke gemeente, dat elke gemeente werklik ware aanbidders van God sal word. Johannes 4 vers 23 en 24 sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek hier is ook mense wat hom so sal aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet hom in waarheid en in gees aanbid. Die Passion Translation sê, for now on, worshipping the Father will not be a matter of the right place but with the right heart. For God is a spirit and he longs to have sincere worshippers who adore him in the realm of a spirit and in truth. So wat gaan dit wees? Ek en u gaan hom nie met ons verstand aanbid nie. Ons gaan hom met 'n regte hartsgesindheid aanbid. En weet jy, wanneer ons dit doen, dan kom die Vader en hy voorsien in jou behoeftes. Psalm 29 vers 2 sê, gee aan die Here eer van sy naam, aanbid die Here in die heilige sieraad. Dan kom Hebreërs 13 vers 15 en sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Ek wil vanmôre vir u sê, draai terug na die Vader toe. Waar jy ook al in jou lewe, jou geestelike lewe is, dis tyd om introspeksie te doen. Lewe jy in die ontzag en die vrees van God? Is jy nog iemand wat gou is om jou sonde te bely? Het jy 'n geestelike honger?
Het jy 'n gebedsaltaar, 'n war room of 'n secret place in jou huis? Stap jy met gebrokenheid en 'n nederige hart? Lewe jy 'n gekruisigde lewe? Staan jy op die waarheid van die woord en dan bid jy hom in gees en in waarheid? Ek bid dat hierdie woord op jou hartstafel geskryf sal wees, maar dat jy dit nie net vandag sal hoor nie, maar dat jy daadwerklike verandering sal bring. Want die tyd wat kom, glo ek, dit is die dinge wat ons gaan deurdra, wanneer ons eendag voor die Vader staan, want ons het dan hom in vrees en ontzag gedien. En ek wil julle vanmôre bemoedig, hierdie week wat voor lê, vat hierdie punte, gaan lees die skrifte weer, gaan doen 'n bietjie introspeksie en vra vir die Vader, Vader, waar staan ek? En as ek nie op die plek is waar U my wil hê nie, wil ek die keuse maak om terug te draai. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die woord. Ek wil bid, Here, dat elkeen wat hierdie woord geluister het, Here, dat hulle werklik waar op 'n plek sal kom om te sê, Vader, I want to return back to you. Here, ek wil weer in 'n ontzag en 'n vrees voor U kom staan. Nie 'n vrees van bang wees nie, maar om te weet dat U so groot, amazing God is. Here, ek wil weer op 'n plek kom waarin ek 'n gebrokenheid voor U kan staan. 'n Nederige mens sal wees wat net so sal wandel, asof dit Jesus sal wees wat op aarde wandel. Kom hou ons vas, Here, dat ons op die waarheid van die woord sal staan. Dat ons nie sal bang wees om U woord te verkondig wat die waarheid is nie. Help ons om U te aanbid vir wie U is, Vader. Ek kom seën hierdie mense, Vader. En ek wil bid, Here, dat hulle ongekende seën hierdie week sal beleef. Dat hulle U sal beleef, Here, omdat U hulle Vader is. Omdat hulle weet, Jesus het die prys betaal en die Heilige Gees is hulle helper. Amen. As daar enige persoon is wat 'n gebedsversoek nodig, 'n gebedsversoek het, is julle meer as welkom om vir ons 'n e-pos te stuur. Ons bid Vrydae-aande saam en ons wil regtig waar ook vir God intree saam met jou dat daar 'n deurbraak kom. En dan as die Here op jou hart lê om finansiëel te saai, is jy meer as welkom om iets in die gemeenterekening te plaas, alles sodat sy koninkryk uitgebrei sal word. Mag jy 'n ongelooflike week hê. Mag die Here kom in jou bederf. Mag jy hierdie week sy liefde ervaar, maar mag jy bo alles die stem van die Heilige Gees beleef wat vir jou sê, my kind, draai terug na my toe. Amen. Church, I need you to sing loud, okay? Because you believe this. From the highest of mountains to the depths of the sea, from the planets in motion to the breath that we breathe, from the womb of the barren to the rich and the poor, to the dreams of the orphan, every heartbeat is yours. You say, church, come on, the top of your lungs, you know it. Every tribe, every nation, every country.